Daar sê ek wil net seker maak al my klanke en goeder daar agter is aan. Ja, ons werk aan daai klank en ons bly bid, so ons gaan hom een van die dae gaan ons om 100% reg hê. Maar ons is hier vanoggend, so baie hartlik welkom aan elke liewe persoon wat vanoggend hier is. Dit is inderdaad weer eens 'n voorreg om op hierdie manier so by mekaar te kan wees. Al is dit 'n lang naweek, ek hoop julle het daarom so 'n bietjie van 'n lang naweek kon hou, die van julle wat gewoonlik maar aan die werk is. Ek weet ons skoolkinders, julle het daarom seker die meeste van julle nie hoef by die skool te gewees het nie. En maar ons is hier vanoggend en ons is reg ook so weer vir die nuwe week wat voor ons uitgestrek lê. En natuurlik wil ek ook dan vanoggend baie hartlik welkom sê ook aan ons kykers daar wat by die huis besig is om te kyk. Ons mense wat aanlyn ook kan deel so in die woord van die Here. Daardie getal is besig om stadig maar seker 'n bietjie meer en meer te word. So ek wil hulle ook net sê, vir elkeen van julle sê hartlik welkom. En ja, ek sien as ons so na die tyd so 'n bietjie teruggaan en gaan kyk daar op Facebook, die van julle wat nog nie 'n draai daar gaan maak het op ons Facebook blad nie, maak asseblief 'n punt daarvan en gaan kyk net so 'n bietjie daar op Facebook. Ons is daar, Algoa Gemeenskapskerk met daai mooi boom van ons daar as embleem. En ja, gaan kyk net so 'n bietjie daarso. Ons deel so hier en daar ietsie interessants wat ons raakloop en natuurlik die gewone, ons verjaarsdag, ons gebedslys. En dan ook nou hierdie regstreekse uitsending is ook dan nou daar beskikbaar. So en wat ek nou eintlik by wil uitkom, is ek sien daar is van ons aanlyn kykers wat dan so terwyl ons besig is om te luister na die woord van die Here, sommer so ietsie daar sal, soos hulle sê, sal comment of sal 'n kommentaartjie lewer daar, of sommer net 'n hartjie daar opsit of 'n smiley gesiggie en dis wonderlik. So doen dit gerus of skryf ietsie daar of selfs as jy 'n vraag het, skryf dit daar so ons lees dit en dis wonderlik om te weet dat ons ook op hierdie manier so die woord van die Here kan deel. Nou, die van julle wat julle Bybels hier het, kan gerus weer saam met my blaai na vanoggend se gedeelte wat Romeine hoofstuk 8 is. Inderdaad is dit weer of nog steeds Romeine hoofstuk 8 en ek het dit al vir julle gesê, maar as 'n mens besig is met Romeine hoofstuk 8, dan kan 'n mens definitief 'n hele paar dae, indien nie 'n paar weke nie, kan 'n mens net so besig wees met hierdie amazing hoofstuk wat deur Paulus geskrywe is. So ons gaan so bietjie verder vandag daar hoor wat ek glo die Here op sy hart het vir ons. En ons gaan ook so bietjie blaai na Kolossense. Nou Kolossense is net so 'n bietjie verder in die Nuwe Testament, is Filippense en dan kry ons Kolossense. So ons gaan daar uit Kolossense hoofstuk 3. Dis in my Bybel, die 83 vertaling, bladsy 264. Daar gaan ons ook so 1 of 2, 3 verse lees, so Kolossense hoofstuk 3 en soos ek gesê het dan Romeine hoofstuk 8, daar gaan ons weer so bietjie teruggaan. Want ons is natuurlik besig met hierdie tema van om te lewe as meer as oorwinnaars. Ons het nou al die afgelope 2 Sondae wat het ons gehoor dat die Here wil hê dat as ek sê ek is 'n kind van God, as ek vanoggend hier is of aanlyn kyk en ek kan sê maar ek ken Jesus Christus is my verlosser. Ek het hom iewers in my lewe
het ek hom aangeneem as my verlosser, wat aan daai kruis vir my sonde die prys betaal het. As ek dit vanoggend kan sê, dan kan ek weet, en dan moet ek dit weet, dat ek meer is as 'n oorwinnaar. Nie omdat ek self so dink, of omdat ek Eldrey vanoggend so sê nie, maar omdat ons het reeds gehoor en gelees het, hier in Romeine, hoofstuk 8, waar Paulus gesê het, maak nie saak wat oor my lewenspad kom nie, maak nie saak watter moeilikhede, uitdagings ek moet deurgaan nie, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek's nie net 'n survivor nie. Ek hoef nie net te probeer om geestelik en emosioneel net te probeer oorlewe nie. Maar ek kan die lewe aanpak en ek behoort die lewe elke dag aan te pak met hierdie wete. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my liefhet. My so liefhet dat hy sy lewe vir my aan daardie kruis gegee het. Nou ja, voordat ons daar gaan eers nou lees uit Kolossense hoofstuk 3, wil ek julle gou terugvat na die baie bekende verhaal, en ons gaan dit nie nou lees nie, maar jy is welkom om self soontoe te blaai of later te gaan lees in Johannes hoofstuk 11. En daar in die evangelie van Johannes hoofstuk 11, vertel Johannes vir ons van 'n absolute, hoe kan ek sê, dit was seker een van die grootste gebeurtenisse. Eintlik kan 'n mens sê, dit is 'n wonderwerk, maar net maal met 1000, tot die 1000ste vereenvuldig. Wat gebeur daar? Lazarus, en dit is nou nie die Lazarus waarvan daar in die gelykenis vertel wat Jesus vertel het van Lazarus en die ryk man nie, né? Hierdie is 'n werklike man wat gelewe het, Lazarus. Hy was die broer gewees van Martha en van Maria, en hulle was baie goeie vriende van Jesus. En dan vertel Johannes daar van Lazarus wat toe mos nou siek geword het. Hy was daar in Betanië waar hulle gebly het. Hy gebly het saam met sy 2 susters. Hy word siek, Jesus is nie daar nie, en Jesus kry uiteindelik die boodskap dat Lazarus siek is. Nie dat Jesus dit geweet het nie, maar in elk geval mense miskien tog hom laat weet. En toe hoor ons dat Johannes skrywe dat Jesus uiteindelik toe hy daar opdaag, daar by Martha en Maria hulle aankom, toe is Lazarus reeds oorlede. En hy is al lank in die graf, 'n hele paar dae wat hy al in die graf is. Soveel so dat hy al, soos hulle sê, begin minder lekker ruik het. So hy is al daar 'n hele paar dae in die graf. En dan gebeur hierdie fantastiese, onbeskryflike groot gebeurtenis, wonderwerk, manier wat Jesus sy krag kom wys, selfs oor die dood. En dit is dat hy vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan. Hy sê vir Lazarus, kom uit die graf uit. En dan gebeur dit. Lazarus word weer lewendig. Onthou nou, hy was dood gewees. Hy het al begin ruik, sy liggaam. En hy kom uit die graf uit. Maar baie belangrik, en Johannes noem dit spesifiek daar. Hy sê dat toe Lazarus nou uit die graf uitkom, toe was hy nog in sy, kan ek dit so noem, sy grafklere gewees. Die grafdoeke waarin hy sy liggaam toegedraai was nog aan sy liggaam gewees. En dan skryf Johannes daar dat Jesus gesê het, of hy beskryf dit, hy sê daar was doeke om sy liggaam, sy lyf ondertoe, was daar heeltemal toegedraai, en dan was daar ook 'n doek rondom sy gesig gedraai. En dan sê Johannes, en Jesus het toe gesê, vir die mense wat daar rondom hom, toe nou natuurlik heeltemal uit die veld uitgeslaan was, ek weet nie wat ek sou gedoen het, as dit met
iemand wat ek ken moes gebeur het nie, maar anyway, en Jesus sê vir hulle, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. En daar gaan nou Lazarus, hy is weer lewend. Nou, hoekom vertel ek vanoggend, herinner ek julle vanoggend weer aan hierdie amazing gebeurtenis, boonbehalwe, dat dit absoluut, soos ek sê, seker die een van die wonderlikste dinge is wat Jesus gedoen het, want daarmee het hy ook natuurlik al begin iets wys van wat hy sou doen, toe hy uit die dood self uit sou opstaan. Maar as 'n mens in 'n geestelike manier daarna kyk vanoggend, na jou en na my, dan dink ek, dit is waar, so baie keer van ons as kind van die Here, dat ons ook geestelik eintlik nog met ons grafklere aan lewe. Nou wat bedoel ek daarmee as ek dit, wat bedoel ek as ek dit sê? Wat is hierdie grafklere wat ons in 'n geestelike manier eintlik nog baie keer saam met ons dra, wat ons baie keer nog aan het, alhoewel ons reeds uit die sonde uit daardie geestelike doodsheid, waarin elke mens is wat nog nie Jesus Christus ken nie. Wat is hierdie grafklere, wat ek en jy baie keer nog aan het, waarmee ons nog baie keer probeer voortstrompel in die lewe? Byvoorbeeld, ons ou gewoontes, ons ou manier van dink, daarby gaan ons net so 'n bietjie terugkom, ons het verlede Sondag, het ons onder andere daaraan geraak, ons ou sondes, en ons ou identiteit, en dit het ons ook verlede Sondag vir mekaar gesê, wie ek is, hoe ek oor myself dink, maak die verskil tussen hoe ek as kind van God leef of behoort te leef. Want sien, as kind van God, as kind van die Here, moet ek nie net anders dink nie, maar dit moet dan nou uitvloei daarin, dat ek anders lewe. So ek moet anders dink, maar ek moet ook anders lewe. So die groot vraag is dan, hoe lewe 'n opgestane mens, onthou nou geestelik opgestane mens, elke dag, kind van God, ek en jy, hoe behoort ons prakties te lewe? Nou, kom ons gaan gou daar na Kolossense hoofstuk 3, en dan lees ons gou daar, wat skryf Paulus spesifiek dan nou daarso vir ons? En dit sluit 100% aan by wat Romeine 8 vir ons sê, daar vanaf vers 1, Kolossense hoofstuk 3. Onthou, dit is ook nou Paulus wat hy skryf net hier aan 'n ander gemeente in die stad van Kolosse, die Kolossense. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood uit opgewek is, met ander woorde, geestelik, Jy was geestelik dood voordat jy Jesus leer ken het, maar nou is jy geestelik lewendig. Aangesien julle saam met Jesus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Net tot sover, net daardie 3 verse. Weer vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. En dan sê vers 1, ons moet strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Strewe na die dinge daarbo waar Christus is. So, as ons nou terugkom, om dit dan nou
prakties te maak vir jou en vir my wat vanoggend hier sit, wat die lewe moet leef van meer as 'n oorwinnaar. Paulus begin hier met 'n feit. Nee, Paulus was 'n man, manne is mos maar oor die algemeen, hulle sê so, meer ingestel op met hulle denke. Nee, hulle dink meer met hulle verstand, waar hulle sê baie keer, ons vroue is meer gevoelsmense, nee, ons gevoelens is wat ons baie keer eerste 'n besluit laat neem. Maar Paulus begin hier met 'n feit, nie 'n gevoel nie. Nee? En hy sê hierso, aangesien julle dan opgewek is uit die dood. Aangesien julle saam met Jesus Christus, staan aan vers 1, uit die dood uit opgewek is. So dit is die belangrike, kom ek sê, die fondament, soos hulle in Engels sê, die cornerstone van hierdie weet en lewe as meer as 'n oorwinnaar. Om te weet, nie op jou gevoelstaat te maak nie, maar op hierdie feit jou identiteit te baseer. Naamlik, wat beteken dit dat ek opgewek is saam met Jesus Christus? Dit beteken dat ek vergewe is, nee? Dit beteken dat ek nuut gemaak is. Ek is 'n nuwe mens en ek is geestelik, is ek lewend gemaak. Dit beteken, dit is wat ek kan verstaan onder dat ek geestelik opgewek is uit die dood uit. Maar nou hier kom die probleem in. Nou hier kom die probleem in. Want sien, baie keer dan leef ek en jy volgens my gevoel, ons gevoelens. Ek sal byvoorbeeld sê, maar ek voel nie asof ek nuut gemaak is nie. Ek voel nog maar soos dieselfde mens. Ek voel nie soos 'n oorwinnaar nie, ensovoorts, nee. Maar die belangrikste wat ek en jy vanoggend moet hoor is, dit wat God sê oor jou, soos jy vandag hier is, as jy sy kind is. Want God sê, ek is nuut gemaak. Ek is splinternuut. Ek is uit die dood uit opgewek. So met ander woorde, my identiteit, wie ek is voor Jesus Christus en hoe ek oor myself moet dink, word nie bepaal deur my verlede, deur my mislukkings of deur my gevoelens nie, maar deur dit wat Jesus Christus aan daardie kruis vir my gedoen het op Golgotha. En die feit dat hy opgestaan het daardie Sondagoggend. Nee, so dit is die belangrikste wat ek eers moet weet. Dit gaan nie oor hoe ek voel nie. Ek dink nou sommer skielik aan daardie baie bekende liedjie, die Houtkruis, nee. Wat wat is daai ou wat dit sing? En hy sê, dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Want as gevoelens enigsins iets bepaal, dan was daar nooit die kruis nie. Nee. So dit gaan eers, nie dat gevoelens onbelangrik is nie, maar jy kan nie leef op grond van hoe jy voel nie. Jy moet daarom die woord van die Here ken, sodat jy in waarheid kan leef uit hierdie waarhede oor jouself. Okay, so dis die wegspringplek. En dan hoor ons dat Paulus daar in Kolossense 3, waar ons nou gelees het, dan 'n opdrag kom gee. Hy kom gee 'n opdrag, hy sê, dit is nou wie ek en jy is as kind van die Here. En dan gee hy opdrag en hy sê, soek die dinge daarbo. Soek die dinge daarbo. Nou wat beteken dit as hy sê, soek die dinge daarbo? In ander woorde, hy sê, ek en jy moet 'n fokus hê. Ons moet ons fokus, ons geestelike fokus, moet ons op 'n spesifieke plek rig.
Want daar wat ek gaan fokus, is dit wat my lewe gaan bepaal. Dit gaan die persoon vorm wie ek al hoe meer word. Die dinge waarop ek fokus. Kom ons maak dit weer eens prakties, né? As ek nou elke dag net op negatiewe dinge fokus en ek hou myself besig met negatiewe nuus en slegte nuus en skinder en al hierdie negatiewe sê goed. En ek hoor die hele dag net kritiek. En ek maak my gedagtes net vol met vrees. Wat gaan op die ou end gebeur? Dit is wie ek gaan word, né? Maar dan teenoor daaroor, as ek op Jesus Christus fokus, as ek op die waarheid fokus, as ek op die Bybel fokus, as ek op die positiewe fokus, as ek op God fokus, dan begin ek al hoe meer verander binne om soos Jesus Christus te word. My gunsteling blom is natuurlik, die van julle wat dalk nou nog nie weet nie, maar my gunsteling blom is 'n sonneblom. En wat vir my so spesiaal is van hierdie sonneblom, saam met die feit dat hy so helder en geel is en vol vrolikheid vir my is dat hierdie sonneblomme fokus of volg die son elke dag. Soos wat die son beweeg, so veral hulle sê die jonger sonneblomme, draai hulle koppe, dis hoe God dit gemaak is, na die son. En dan volg hulle die son die heel dag, soos wat hy oor die hemelruim beweeg. Sonneblome word in die oggend as die son opkom, staan nie rond en dink, o my liewe aarde, watter kant toe moet ek nou draai? Ek weet nou nie eintlik watter kant. Nee, die Here het dit so gemaak. Daai sonneblom volg eenvoudig die son in die hemel. En dit is hoe ek en jy moet leef. Ons moet gefokus wees, nie op die duisternis nie, nie op die negatiewe dinge nie, nie op die slegte dinge nie. Ek sê nie ons moet dit ignoreer en maak asof dit nie bestaan nie, nee. Maar ons moet ons gedagtes volmaak met dit wat God wil, met sy woord, om te bid, om tyd saam met die Here te spandeer. Dit is hoe 'n mens fokus op God, deur na bo te kyk, die dinge daarbo, soos ons nou net gehoor het, daar in Kolossense hoofstuk 3. Want sien, ek en jy, ons gaan nie per ongeluk geestelik groei nie. As ek en jy geestelik wil groei, dan het ons nodig om hierdie dinge te doen, om tyd te spandeer saam met die Here, om die Bybel te lees, om te bid. Want dit is hoe ons fokus, ons geestelike fokus, op God instel, die dinge wat daarbo is. Nou, as ons daar na Romeine 8 toe kan gou terugblaai, die van julle wat nog julle boekmerkies daar hopelik in het. Wat hoor ons daar? Paulus, onthou ons is nou besig om hierdie dinge prakties vir mekaar te kom sê vandag. Wat beteken dit om as meer as 'n oorwinnaar te lewe? Paulus praat daar in Romeine hoofstuk 8, as ek net gou daar kan kom, by daai eerste paar verse, vers 5 en 6, praat hy van twee maniere van leef. Ek en jy het 'n keuse, weer eens dit gaan daaroor om te kan kies, né? Ek en jy het 'n keuse tussen een van twee maniere van leef. Dis of die een of die ander een. En dan skryf hy daar in vers 5 van Romeine 8. Dis nou die mense wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers. Hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees, en dis met 'n hoofletter, met ander woorde, dis die Heilige Gees, die wat hulle deur die Heilige Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge
van die Gees. En dan sê vers 6, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Bring lewe en vrede. Okay, so ons moet hierdie prentjie in ons gedagtes kry van hierdie twee maniere van leef. Mens kan amper sê dis soos om op twee stoele te sit. Die een stoel waarop jy sit is die lewe volgens die vlees, né? En die ander stoel waarop jy kan sit is die lewe volgens die Heilige Gees. Nee, daar's daai keuse wat ek en jy het. Nou, hoe lyk dit as jy volgens jou vlees lewe? Dit beteken jy lewe volgens jou ou natuur. Jy het jou selfgesentreerde denke. Alles draai net om jou. Jy is die middelpunt van jou lewe. Jy lewe sonder God se leiding. Jou wil. In ander woorde, die ou jy. As ons nou moet teruggaan na verlede week se boodskap. Ons het daar gepraat, dalk kan van julle dit onthou, het ons gepraat van twee tipe gedagtes wat ek en jy die keuse het om te hê. Of ons kan kind van God gedagtes hê, of ons kan slaaf gedagtes hê. Mens kan dit weer eens terugvat dan na hierdie stoel waarop ek kies om te sit. As ek kies om op my ou sondige natuur se stoel te sit, dan het ek slaaf gedagtes wat ek dink, wat dan lei daartoe dat ek op sekere maniere lewe en optree. Teenoor, as ek op my kind van God stoel, as mense so mag sê sit, dan het ek my kind van God gedagtes, wat lei na lewe en vrede. So met ander woorde, hopelik snap jy saam met my vandag dat dit weer eens teruggaan en ons het dit al vir mekaar gesê na ons manier van dink. Want hoe jy dink is hoe jy gaan lewe. Kom weer eens, kom ons maak nou baie prakties. Sê hierdie is die stoel. Imagine nou, nee, hier is ons nou hierdie stoel. Waarop jy nou sit. Dit is nou jou ou natuurstoel, jou slaafstoel. Iemand as jy daar sit, dan dink jy byvoorbeeld, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan nou maar net weer misluk, God het my nie lief nie, ek moet alles op my eie probeer doen, ek weet nie of God luister na my as ek bid nie. Nee, dit is jou ou natuurstoel, jou slaafstoel. Dit is om te leef volgens vrees, met skuld, en in jou eie krag. Dit is om 'n slaafmentaliteit te hê. Né? Slaafmentaliteit. Teenoor, as ek kies om op die kind van God stoel te sit, met my kind van God gedagtes. En dit is hoe die Here wil hê ek moet lewe. Want sien, as ek op hierdie stoel sit, dan dink ek die gedagtes wat ek dan behoort te dink, kom ek sê dit so. Ek is 'n kind van God. Ek weet ek is vergewe. Ek hoef nie meer te perform om die Here te probeer impress nie. Want hy het my lief, hy ken my, hy het my lief soos wat ek is. God werk in my deur sy Gees. En ek kan verander. Ek kan verander. Nie deur my eie krag nie, maar die krag van God se Heilige Gees wat in my woon. Nee, soos ek sê, ek sien hierdie prentjie voor jou, hierdie twee stoele. Die een die slaafstoel en die ander een kind van God stoel. En die goeie nuus vanoggend wat ons gelees het hier en ons mag dit nie miskyk nie. Ek gaan dit net weer lees. Dis so daar sommer so aan die einde van vers 6. Mens kan dit so maklik mislees. Daar so staan:
Die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Met ander woorde, dit is wat ons vanoggend kan hoor. As ek kies, onthou dis 'n keuse wat ek maak elke dag van my lewe, om te sit op my kind van God stoel, dan bring dit lewe. Dit bring vrede. God se Heilige Gees wat in my woon, dis sy krag wat vir my lei. God se Heilige Gees wat in my lewe werk. Dit is die nuwe ek. Dis die nuwe jy. So die goeie nuus vanoggend is, die Heilige Gees leef in my as ek God se kind is. So dis die ek wat so moet probeer sterk wees om alles, soos hulle in Engels sê, self te probeer fix nie. Nee, ek moet leef in afhanklikheid van God se Heilige Gees. Ek moet weet, ek moet vir die Here sê, Here, nie in my eie krag kan ek leef soos wat U van my vra nie. Maar met U wat my die krag gee, soos Paulus geskryf het in Filippense 4, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Met ander woorde, ek is in staat om te leef met 'n kind van God mentaliteit, as ek in afhanklikheid vir God se Gees vra, Here, help my om my gedagtes al hoe meer te fokus op U woord, tyd saam met U, gebed, die mooi dinge, die regte dinge, sodat ek al hoe meer sal word wie ek reeds is. Kind van God, meer as 'n oorwinnaar. Ek wil begin afsluit. Jy en ek het elke dag daardie keuse. Van watter stoel op watter stoel gaan ek sit? En jy sien, die probleem is nie dat ek soms val nie. Nee, want ons is nog nie in die hemel nie, en terwyl ons hier op die aarde is, gaan daar versoekings kom, daar gaan dinge oor ons pad kom wat ons gaan laat struikel. Dit is nou maar 'n realiteit. Maar die vraag is vanoggend, wat doen ek en jy as ons gestruikel het? As ons geval het? Dan het ek die keuse om op te staan en op die kind van God se stoel te gaan sit en te sê, goed Here, ek is jammer, ek het gesondig, vergewe my, maar ek gaan weer probeer deur U krag. Of ek kan kies om op hierdie slaafstoel te sit en sê, ag nee, ek het misluk, ek gaan dit anyway nooit regkry nie, wat is dit? Dis nie eers moeite werd om te probeer nie, die Here sal hom nie eens neer aan my steur nie. En ek bly daar sit. Dis 'n keuse wat ek kan maak. Maar onthou, alhoewel dit dalk vir my soms mag voel, maar ek is gemaklik hier op hierdie slaafstoel. Dit is die een wat ek ken. Dit is die comfy, lekker stoel. Dis nie waar ek hoort as 'n kind van God is nie. Ek hoort op hierdie stoel wat kind van God sê. Wat sê ek is nuut gemaak en ek kan met God se Gees kan ek lewe soos wat hy van my vra. Ek en jy vanoggend, en ek bid dat die Heilige Gees dit elke dag net meer in ons harte sal kom skrywe. Dalk moet jy iewers dit gaan neerskryf waar jy dit kan sien, sit dit op jou foon as 'n reminder, skryf dit, plak dit iewers op. Ek en jy is nie 'n slaaf. Dis nou as ek Jesus Christus ken, hè? Dis die verskil. Dis in iemand wat nog nie vir Jesus ken nie, en iemand wat wel kind van God is wat Jesus ken. Ek en jy is nie 'n slaaf. Ons is nie meer 'n slaaf nie. Ons het verlede Sondag gesing, gaan dit weer sing. Ons is nie meer slawe van die sonde, van die dood nie. Wat probeer
om 'n kind van God te word nie, en alles wat daarmee saamgaan nie. Maar ek en jy is 'n kind van God, wat moet ophou om te dink soos 'n slaaf. Ek en jy, sê dit weer, as jy vanoggend hier sit en jy ken Jesus, jy weet hy het vir jou aan die kruis gesterf op Golgotha, dan is jy nie 'n slaaf meer, wat probeer om soos 'n kind van God te word nie. Maar jy is 'n kind van God, wat moet ophou om te dink en daarom ook dan te leef as 'n slaaf. En dit is wat die Heilige Gees deur sy krag wat in ons woon, sy opstandingskrag, in ons wil kom doen. Elke dag meer en meer en meer. So, vanoggend terug te gaan daar na die begin toe. God het ons uit ons geestelike graf uitgehaal. Die dag toe ek my hart vir Jesus Christus gegee het daar iets amazing gebeur. Nog meer amazing as toe Jesus daardie dag vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan het. En dit is die feit dat ek hier binne nie meer daardie ou dooie mens is, daardie sondige mens nie, maar dat ek nuut gemaak is deur God se Heilige Gees. Daai oomblik toe ek my hart vir Jesus gegee het. Hy het my uit die graf uit kom haal, geestelik. En nou moet ek en jy daardie grafklere met ons los. Ons moet dit losmaak, moet dit weggooi. Ons moet leef as nuwe mense, as kind van God. En die Goddank, en Paulus sê dit ook, op 'n stadium skryf hy, en hy sê, wie gaan my van hierdie doodsbestaan verlos, want partykeer voel dit jou eie krag is net nie genoeg nie, en dan sê hy, Goddank, Jesus het dit gedoen, en hy doen dit nog steeds. God se Gees wil dit kom doen in jou en my, in ons lewe elke dag. Maar daarvan moet ons in afhanklikheid om vra om dit te doen. En ons gedagtes rig op die dinge wat daarbo is. Soos daai sonneblom wat die son volg. Nie op die duisternis nie, nie op die negatiewe nie, maar op God en sy woord, gebed, dit wat goed en waar en reg is. Mag die Gees ons daartoe al hoe meer die krag gee. Kom ons maak ons oë toe. Here, hoe kan ons eintlik werklik begin om te verstaan wat dit beteken dat ons nie meer slawe is van die sonde, van die dood, van die bose nie. Maar dat ons, as U na ons kyk, Here, dan sien U die bloed van Jesus Christus wat ons skoon gewas het. Dan sien U die offer van Jesus Christus vir ons aan die kruis. Dan sien U ons nuwe lewe, toe ons opgewek is uit daardie geestelike dood uit. Here, dan sien U ons as U kind van God die Vader, aan wie alles in hierdie skepping behoort, en wat ons onbeskryflik baie lief het, soos ons vanoggend hier sit, met al ons tekortkominge, met al ons swakhede, selfs met ons struikel en val, elke dag. Here, het U ons lief. Ek bid vanoggend, Heilige Gees, kom herinner ons aan hierdie wete. Ek is nie meer 'n slaaf nie, maar ek is kind van die lewende God. Kom herinner ons elke dag meer en meer en meer hieraan. En help ons
om te leef daaruit. Om te kies, nie om te leef as die slaaf en op die slaafstoel te bly sit nie, maar om te leef as kind van God, soos wat U dit wil. Heilige Gees, help U ons daartoe, sodat U naam daardeur verheerlik sal word. Amen.